Good evenings, good afternoon, good hello, hi, wherever you be finding yourself right now, right here. Jy is ingeskakel hier by Beyond the Surface. You know, today we are sitting here with kyk hier as heavy, these heavy mantles wat hier vandag saam met ons is. And they have been ruling for more than 14 years. Yeah, in Beaufort West, they are not just dancers, they are purpose-driven, creative beings. And so today I am here with nobody else than the Karar Dance Team. Julle moet verstaan, ons sit hier met groot, as die ons had nie so mekaar kyk hier waar het eele, as ons vrede geest aan die kant van Beaufort West. So we sit here with Candace, Adoree en niemand anders as die knecht himself, Morne McDonald. So first and foremost, I'm going to ask them just to introduce themselves here on today. Candelela Abantwana, how are you? Ilian en sy name. Ek is alright, Ili. Ek is fijn. Candace, soos wat allemaal moes maar ken. Founder, visionair van die dansskool. Ja, dat is maar een ma van een. So ja. Alipad van die United States of Beaufort West. Soos julle moes nou hoor. En jy het ons ook gehoor, die vrou van God sê onmiddellik die man met sy naam. As dit die Candace is, as dit Candelila. As dit die Candelila is, dan is dit Candelteletry Abantwana. Ons hoor met allerlei type name. Dan net langs Candelila Abantwana, dan het ons niemand anders as the African Queen herself. And today, just introduce ourselves. How are you, ma'am? Goeienaand allemaal. Ek is alright, dankie. Heel box. Adoree Lou, minister. Adoree Lou. Baie belangrik. Ja. Baie belangrik, minister Adoree Lou. Nie vergeet nie. Niemand anders as minister Adoree Lou. En net so achter die vrou van God, just please to introduce yourself. Goeienaand, die Hilio. Hy is ons man wat name gee, soos die name. Ja, my naam is Morne McDonald. Wees gegroet allemaal wat my stem kan hoor. Yes, good evening. Vandag ons is raw, ons is up, ons is ready. Die laaste keer toe ons hier gesit het, was ek saam met niemand anders as die tournament director homself hier gewees. Vandag is die segment 'n bietjie different. We're speaking about a legacy, not just another project that along the way fell apart. Ons weet van baie projekte wat al begin het. As ons nou kyk in die span van 15 jaar, as seen us, we see how there were so many projects that started and yet they failed. And nothing made you guys special. You know, there's so much that could have happened. There's so much that was supposed to happen, but yet still grace was on your side. But I do want to ask the visionary Candace Lou here on tonight, please take us into this 15 years. And I'm going to ask this question, and I want you to be so detailed about it, because we want to understand and ons wil weer man. I want to ask you for this, kyk, because 15 jaar is nie 'n joke. Ja, is ie. It's no joke. Iemand se kind was daai jaar gebore en hulle is vandag 15 jaar oud. So nou ons julle moet verstaan, hier kinders ook groot gemaak in hierdie projek. 15 years is no joke. I want to know if you, or let me rather ask, what goes through your mind if you think 15 years? Ja, 15 jaar. Weet jy, Ilian, baie keer besef ek is 15 jaar, because die is my so deel van my lewe, is deel van my elke dag. So nou besef, dink mense aan 15 jaar, maar as jy gaan stil sit, en jy gaan so bykie terug, en jy dink so bykie, en dan besef ek, het was grace. Het was grace, of jy het nou so pas gesê, daar was mense wat iets begin het, maar nog eers 'n tweede jaar bereik het. En tot alles, you know. En goed, so die vir my is grace, is love and passion, want dat ek glo, is passie wat vir ons dryf, is passie wat vir ons dryf, om constantly dit te doen, is die liefde vir dit. En dan resilience is iets waarin ek glo. Ek weet, elkeen van ons, even die ander coaches in hulle afwesigheid wat nou nie kan wees nie. Ons almal het setbacks gehad. Maar resilience het elke keer lekker sterk deurgekom. Ons kon elke keer, ons weet net, as 'n generasie wat wag. So ons moet maar net afskud en voortgaan. So I think daai is dit vir my uitstaan. Grace, love and passion en resilience. When I think, as ek 15 jaar dink.
Beautiful. Iemand sê skud die stof van jou voete af. Here Jesus. Kyk, I want to talk to you because you are the founder. You were the one that started this whole thing about 15 years ago. En toen zei klein meisje genaamd Candace Love. Welverdiende zondaar. Gered deur genade. 15 years is no joke. And I want to ask you today, soos kennis soos u nou is die volle kennis, groot vrou van die Here Jesus, gerol en alles die tipe van dinge. If you had to go back to day one, starting everything from scratch, you go back to day one, what would you tell the version of you that first started? Amper soos in hier is hy Candace. 15 jaar terug se Candace. 15 jaar terug se Candace. And you stand before her right now. What would you tell her? Ek wil nie arrogant klink as ek die sê nie. Ek kan dit seker maar sê nie. Ek kan vir haar sê, well done. Ek dink ek kan vir haar sê, well done. Jy moet weet, Helene, toe ek begin het met hierdie visie, toe ek begin het ek nie geweet, ons begin en dan gaan ons. Ek het nooit gedink ek kan by 15 jaar uitkom nie. En met alles wat in hierdie 15 jaar gebeur het in my persoonlike lewe, en vir enige een wat kennis dra wat in my lewe gebeur het, prosesse waardeur ek was, dan moes jy nou al geweet het, ons kan nie nou nog glo Candace hardloop nou nog, ons kan nie glo nie. So ek wil vir hy Candace sê, as ek nou voor haar staan, wil ek vir haar sê, well done. Ek besef toe onmiddellik, ons praat, ons het so begin met die goede, en as miskien nou iemand waar daar sit, hulle waarvan praat die mense? And for those who do not know, Karar Dance Ministries, all the way here from Beaufort West, started about, as ek nou correct, in 2012. Ja, 2012. In 2012, and Het was actually, om recht te stellen, het was actually geregistreerd 2012. Maar 4 jaar voor dat 2010, ja, 2 jaar voor dat 2010 het actually begin. Soos 2012 net geregistreerd. Get you. A vision, net so 'n paar dae, mensies wat gevra het om te dans, en ek weet, ons gaan nou nog hoor baie van, hulle gekom by die punt van dans, en hoe dit so uitgegroei het, en in Beaufort West spesifiek groot geraak het. They have been doing wonders over the span time of 15 years. What an amazing stuff. So I want to go on the following. Ek weet dat Karar Dance Ministries het die gemeenskap soveel baie aangeraak. I know, I've seen it, I've been a part of it for quite some time now, and what a privilege it was always to be a part of the outreaches and all of those type of stuff. Can I ask you, Adore, aangezien u se rank het mos nou 'n bietjie opgeskuif aan die kant van Karar Dance Ministries. For those who do not know, this is actually ons current leader nou by Karar Dance Ministries. Julle sal dit kan verstaan nie, but later aan gaan julle verstaan. Please take us into the community impact. What I mean by that is, what do you think Karar became to the community of Beaufort West, beyond just being a dance team, beyond just being a team that dances, but that pillar, that outreach. Katsifos? Katsifos? Wat ek baie beslis kan sê, wat ons vir die gemeenskap geword het is, ons het hulp geword vir hulle. Ons het familie geword vir sommige. Ons het baie goeie sterk bande verbond met baie buiteorganisasies en met mense, en even met ons dansers se ouers. Verstaan? Buite die dans, dan is ons in 'n lyse. So dis wat Kara geword het. Is nie net weer 'n dansskool waar ons mekaar by die dans oefensaal. Ja, yes, baie beslis. Yes, ons het eintlik 'n familie geword. Yes, ons kykie ons holy buite in die gemeenskap. Ons holy buite. I want to also go into, when I speak about the community, we see the success now. We see the success. We see the amount of things that Karar did
that the team did, that wat die ouers gedoen het, wat almal wat wat ingekoop het in hierdie visie en in hierdie movement, because I believe that it was a movement and it's still a ongoing movement in the earth currently. What are some of the hidden struggles within the 15 years? En ek dink ek gaan dit oopmaak vir enige drie van julle, and even if you guys feel like Jano antwoord, but please take us into that. I would prefer you start for us. Wat ek kan sê is, ons het maar altyd struggles, different struggles. Dit lyk mos nou nie so nie, hier van die oorkant af. Ons lyk ons dinge, kyk, het gaat net lek, kyk, het gaat net reg hierso. Maar aan die dieper kant gaan Candy vir ons vat, né? Yes, soos Candy was mos nou die een wat van die begin af. Die groot waarde yes. Ja, so ons het is regtig waar. Julle is lelike struggles. As ek dink aan waar ons begin, toe ek begin het met 'n klein groepie meisies, seker 10 of 8, tussen 8 of 10 meisies toe ons begin het ons by die biblioteek voor Mimosa. Ons het daar begin en toe het ons so groter geword, so nou het ek 'n ander location vir my ander plek gesoek en ek dink daarvan toe ons na Pastor Ruben se kerk toe. Nou in hy tyd en toe is Pastor Ruben se kerk hulle is nou net besig om te bou. Kyk, ek praat van sement wat nog rou lê. Is wind wat by die vensters en alles die. As ons daar uitgestap het, is jy so asfalt, jy het nog 'n heel vloer lê, jy daga gegooi. So daai was vir ons daar was baie struggles. Ek weet op 'n tyd was die groep so groot gewees en die ouderdom is ons van 4 jaar af. So nou vir my was dit altyd hulle safety is vir my 'n prioriteit. Ons moes op 'n tyd dan struggle ons met transportation, because hierdie kinders moet huis toe. Ek wil weet die kind het veilig by die huis aangekom. So vervoer was een van die groot, currently is dit nog steeds 'n uitdaging. Dit is vir ons. Jy moet weet wanneer ek is altyd iemand wat, wanneer die Here vir my iets gee om te doen. Nou sien ek hoor, ek visualize, dit is hierso, maar wanneer ek nou vind ek uit wanneer die ding nou gedoen moet word, dan is dit eintlik so moeilik, want nou besef ek, Beaufort, dit is die ding, want ek wil nog graag daai doen. Beaufort kan nie vir my hierdie service render nie, want alles daai, so die goed wat ons baie keer, so die struggles is altyd daar so. Wanneer ons aan mekaar sit, dan, en een van ons grootste probleme is finansies. Ja, Ek dink ons almal kan saamstem saam met daai enetjie. Maar die struggles is daar, Helene, maar ons staan nie terug, hoor. Yeah, we unashamed, we unafraid, ons move. Iemand sê Morney McDonald, man of God, dat gaat ons gaat in elkaar nou so side eye. Kijk, iemand sê we reject the spirit of side eye. You've been quite a part of this movement for baie lang. Kyk, eintlik met 'n vrou begin as dit nie kleiner was nie. So klein goedjies dat gedraai was. En vandag as ons kan sien aan sy hare hoe lank jy maar van God deel was aan hierdie movement. Please take us into net so 'n klein stukkie van the struggles. You know, we see the success today. And but daar was toch daar waar het donker gelyk het. And maybe for you personally as well, you know. But take us into that real quick. Ek gaan nie soveel persoonlik baie praat, maar van my kant af, met die jare wat ek nou al aankom by Kara, struggles wat ek nou al gesien het, geweldig, as altyd, soos Adorai gesê, daar is altyd struggles. Altyd, ja. Mense mag het miskien nie sien nie, maar is altyd 'n ding, as altyd 'n probleem, as dit nie 'n kind is nie, as dit nie miskien persoonlik is nie, maar as altyd. Maar soos ek ook altyd sê, dat die Here gaan mos maar altyd voorsiening maak. Sien jy, because op een of ander dag is sy werk, ja. En ek weet die duiwel, hy hou nie van 'n mooi ding nie. So ons weet, tribulations gaan daar altyd wees, né? So ja, dis maar al wat ek kan sê. Yes, die ding is, as jy vir Bro Bala losmaak, en jy gee net die hand, die mic in sy hand, dan gaan jy maar van God vloei. I just want us to understand that we'll be right back. I need you to be stay tuned in here right on Beyond the Surface. Do not forget that we have the teams, the dancers of Dancers, Karan Dance Ministries here in the house. See you soon. Beyond 7.
service. Sorry guys, ik was er niet. Okay. Kara is die beste dansschool. Kara is die beste dansschool. You are still tuned in here on Beyond the Surface, and we are here with a bang with Legacy Builders, and we are here with nobody else than Karar Dance Ministries, nog steeds hier live in die atelier, ja, hier bij ons Beyond the Surface. So now you moet verstaan, we have been doing this following thing that I'm about to mention for about 5 years. Is die workshop nog 5 years now? Yes. Die 5e jaar? Vijfde jaar Was het nou. En wat jaar het ons begin? Tel net al 50. Ons het maar As baie ding. Is het? Ja, 2026. Ek wil hê jy moet misvat die vrou Okay. van God. Ik Ons denk vind ons nou 2026. 2026. Ik tel moest nou tot nou. Maar die summarize op hierdie einde van die dag is dit 5 jaar later as ons in 2026 and we have been blown away. And I believe that this year is also gonna be just that. En miskien weet jy nie waarvan ons praat, maar ons praat van Karar se annual workshop. In fact, the art workshop. Van net die hy en uit sê, Yes, dit is baie baie belangrik. arts. The art workshop, Art and we are taking authority in the art dimension. Here, jy moet verstaan as jy nou profeties is en as jy apostolic is, dan alles is dimension en vlakke en alle tipe dinge. I want to come to the current leader of Karar, woman of God, Minister Adoree Lou, iemand sê Anshantala Triamba. Shandalaba. Je moet verstaan, als ik naar die vrouw van God optrek, dan is het lang kalm je Adoree niet, als het moest nou. Anshatele Bohosha, Kiva. Het begint daar vanaf aan die vlakken af. Woman of God, I need you to tell us about the following. The annual workshop. First and foremost, just give your overview, your oversight about the workshop in general. In praat net so bietjie in hy. Amelie, onze workshop. Ik denk onze workshop is een van buiten ons show, ons annual show, wat ons jaarlijks hou, né? Is ons workshop een van die grootste achievements, grootste projekte in Beaufort. Wat plaasvind tijdens ons June vakanties. Verstaan? Die rede vir die June vakanties, ons wil baie graag alle persone, kinders, jong mense, groot, Adults as wel. yes, ons wil hulle akkommodeer vir vakansie, so ons weet, julle is nog by die huis, julle is rustig, miskien afgevat by die werk, ons weet die skole is toe, so die kinders kan daar wees, verstaan jy, is vir die hele week, en dis letterlik so baie fantasties hoor, dis so nice, verskillende mense, verskillende personalities, is baie nice, is baie nice. Stories uit, weet julle? Kykie. Too much stuff happening, but it's good stuff though. Yes, Very good stuff. It's alles positief. Ek wil die sê, or in fact, I want to ask the following question. To the founder of Karar. Iemand sê Candace. Candy Girl. Candy Girl. And I want to ask you, why is the workshop so important? We know that, or let me rather ask, from the 15 years, out of the 15 years, why did you feel the need to start the workshop, the art workshop? Hierleen, soos vind jy nou net, ons het nou net gesê, as ek nou mooi calculeer, het ons 2022 begin. 22, 23, 24, 25, 26. So, met die wat ons nou mos aan die gang is en alles, om mens groei mos, nee? Om mens groei en dan leer jy en jy sien en dan besef jy, as baie goed wat in ons dorp gebeur, wat mense vir jare doen, maar dan raak het, soos ons al praat,
nie dis nou meer lekker nie, dis nou meer jy voel nie meer as jy meer as jy meer ziel nie. Jy voel nie nou So nou vra jy ook vir die Here. Nee man, nuwe ding, nuwe iets, dan nie ietsie. En soos 'n mens beweeg tussen ander mense in ander plekke met hierdie ministry wanneer ons on missionary trips is en goed, dan besef jy, joh, mense kan nogal die so doen. Ons gaan try dit, ons gaan hier dit try. En 'n hele klomp jare terug het ons geengage ook met Prophetic Prys. Hulle is ook 'n dansgroep in die Kaap. Ons het saam met hulle begin 'n netwerk en alles die so somewhere somehow het ek ook by hulle gesien hoe hulle workshops aanbied en alles die so ek het gesê ons dorp niet so iets. Dit gebeur mos in Beaufort. Dis mos so iets wat gebeur. En as ons wat hier bly mos sien wat die kinders doen vakansietye. En as jou my design het, Here, is dan nie iets dat ons ook kan. So daai het ons dan hy so gekom met dit en vir die Here gevra guide vir my, wys my hoe moet mense die ding doen. Hoe dit was moeilik in die begin geweest want is nou iets nuuts wat in ons dorp gebeur. En is dit nou 'n kerkding die of is dit nou 'n so ons moet altyd net vir die ouens laat ons dan nee dis net vir bekeer soos ons as mense praat. Is dit nou net bekeerdes wat kan gaan of is dit is oop vir die hele gemeenskap? Ons het ewen die dansskool self vir registrasies is van 4 jaar af. Maar wanneer ons by die arts by die workshop is vir 'n week en is ons vat ons so van 3 jaar af because van die ouers voel hulle kinders kan heel dag is hulle kinders veilig, hulle kinders is daar so en hulle kom al aan 6:30 half 6 kom hulle kinders weer af. So vir my was dit gewees, die is baie net, because my network in die artswêreld is wie wil jy, you know? So daai was een van die redes hoekom ek het besluit het, ons try dit in Beaufort, ons gee dit te try, because die eerste jaar het ek gesien, en dit elke jaar, julle wat allemaal by was, het net gesien, net groter dit groei en het raak net elke keer groter. So daaraan kan ek sien, regte move. Jy is, die Here is Die Here, heeltemal. And I think arts just it's a universal language. Whether All it's through nation can singing, communicate, whether yeah. it's through dance, whether it's through poetry. I want to ask McDonald B. I want to ask you. You've been a part of this movement. In fact, of the workshop, the art workshop from day one. And jy is the facilitator van die Men in Dance. But in your perspective, from day one, how was it? Geef ons hy overview and what do you think can still wat nog soveel groter kan gaan? What you experienced throughout this and throughout the 4 years, no? As no 4 years, no, it was no die 5de jaar. Throughout the 4 years and what you saw from the perspective of the other people and the other kids, specifically also the facilitators. Ja, Julian, een wat ek wil kan sê net, die kinders is baie excited. Baie excited, elke jaar, as het amper uittyd is, dan begin sien jy of jy hoor die kinders vraag, wanneer coach gaan jaar bywoon, altyd excited. So dit is vir my altyd nice om dit te sien, om te weet dat nee, maar ons maak 'n verskil. Verstaan jy, om te sien dat nee, maar die kinders is excited en dit gee sommer vir jou ook hy excitement om met hulle te werk en om vakansietyd af te vat en net vir jou besig te hou en te doen, sien jy wat ons moet doen hy week. As mense wat van buite af ook inkom, ek het persoonlik is daar's altyd boys wat by my kom slaap, so vir my is dit ek is altyd excited om vir hulle by my te hê. En jy soos hulle vra coach, die manne wil sommer by my kom bly ook. Nee, manne eet heel brode. Ja, die manne wil sommer by my kom bly, ek so excited is hy manne, so geheg het hulle geraak. So is altyd vir my, en is altyd nice om met die fasiliteerders te werk. Ek weet elke jaar, het gaat net beter, en mens bou verhoudinge. Verstaan, jy so is altyd nice. En met hom klas, nee, met die Men in Dance, vir ons culture, Karoo, soos ons praat, nee, is mense nie gewoond mans as men in dance. Ja. Nee, ons glo die manne is net hip-hop en is net nee. Nou kom jy by weet jy hulle het 1 jaar, ek weet nie watter jaar was dit gewees wat hulle wat julle theme gewees het by die Men in Dance, No to Abortion. Something like that. Dit was 2022. Yes, en hulle die song gedans van Mary Did You Know.
En hy was, vir my was toe wens ek die hele wêreld, die hele Beaufort kon gesien het wat mans kon uitbeeld. En nie net noodwendig te dink mans gaan nou tone punt en regop soos wat ons dit dansie, maar om te weet, Gevaarlike moves. ja, die manlike sterk moves, hy vlag swaai. Yes. Hoor jy die atmosfeer is heeltemal anders. Ons moet net verstaan wie die vlag gewaai het. Jesus. Julle moet verstaan, hier sit die man van grond. Ja, so vir my is dit, ek kan eintlik vir manne sê, weet julle, hy is soveel krag, because manne se postuur gee net 'n ander effek af wanneer dit kom by dans, by sterk moves, sterk optel, sterk. So ek glo, en hulle klas, ons was 'n bietjie skepties geweest oor hy klas, hoor. Ons het gedink, die seuns gaan nou nie lekker engage, maar toe ons sien groot klas. So en die ouens is entoesiasties. Hy is een van die delegates, een van die ouens, een van die seuns, jong seuns wat elke jaar uit Lensburg uitkom om die klas spesifiek by te kom woon. So dit hy vir my is die klas staan een van die klasse wat uitstaan, ja. Men in dance. En hulle soek net vir Coach B. Waar is Coach B? Ja, Coach B. Yeah, man. I want to ask the current leader of Karate Dance Ministries, being your first time that you are actually more or less in charge of the whole thing, what do you hope change in someone from the start to the end to the workshop? What is it that you hope to see changes in somebody's life, in somebody's heart, in somebody's behavior, in somebody's pattern of thinking? Yes. Please give us that. Kyk hier, soos ons nou voorheen gesê het, as verskillende karakters. Ons kry baie kinders wat baie teruggetrokke is, wat baie skaam is, wat baie insecure is, wat baie fear het. En ek dink die dansskool ons wat nou op die team is, een van ons grootste wense is dat kinders 'n opportunity kry om hulle self te kan wees, om hulle self te kan express. So wat ek kan sê, my grootste wens is vir die begin die maandag tot die Saterdag aand, dat hulle self kan express deur whatever klas hulle kies, klasse events wat hulle kies vir die week, dat hulle vir hulle op ways kan express, dat hulle kan groei in hulle spiritual lewe, in hulle self, hulle mens wees, hulle karakter, hulle personality, man. And confidence. You know, yes. Dus ek dink ons werk baie hard aan dit, because ons kry nie sommer net fasiliteerders nie. Ons weet, ons kry fasiliteerders wat invest in 'n kind se lewe. This actually. Yes. Yes. Yeah, that's amazing, man. Because we strive to see that exactly. Yes. As ek kan byvoeg, nee. Aan die einde van die dag, as iemand wat nie weet wat dit is om so 'n projek aan mekaar te sit, nee, daar gaan tyd in, daar gaan geld in, daar is so 'n klomp investments. Klomp tot. En ons soek nie klomp goed nie, maar ons soek regtig waar 'n kind wat uit kan stap, wat ingekom het, teruggetrokke skaam, min ding van homself, maar as jy uitstap, van hy Saterdag aand was jy by stage voor hy saal vol mense, as wil ons jy moet uitstap en die wêreld gaan aanpak, whether dit in die skoolloopbaan is en te gaan voel, I can be that. Dit wat ek dink ek kan wees, ek kan dit wees, man. So ons wil ons in 'n mate help ons ouers, onderwysers, help ons hulle shape aan iemand se karakter, ja. Ja. Great stuff. I'm sommer van oorsaf. I'm sommer van oorsaf excited. Gee vir die volk die details van wanneer hierdie workshop afeindig. Kan ons daai details kry vir die volk? Yes. Vir wanneer hierdie ons dance workshop, nee. Nou die jaar begin die 29ste June. Moenie vergeet nie asseblief, ek weet die skool sluit, dan is dit seker net die naweek, dan begin ons die maandag. By junior school dink ons ons gaan die details gee, ons wag net vir confirmation, ja. To be confirmed. 29ste June tot en met die 4de Julie is ons workshop, is vir die week. Die Saterdag aand is die showcase van whatever gebeur vir die week by die workshop. En dit begin vroegoggend. Ons registrations begin 7:30 die oggend. Registration, jy kry jou day tag, jou color tag vir die dag. Morning devotion, klas gaan aan en dan maak ons klaar 5:00. En dan sluit die dag af. Sê maar pas 5. Ons sê 5:00, maar ons maak altyd oor 5 klaar. So dit is hoe jou dag lyk. It's gonna be amazing. As jy het nog 'n experience uit jouself, jong en oud, be sure. En wie moet dat wees? En gee gou die fooi wat ons betaal.
Dit is net R80 vir die week. Net Vir die volle R80. week. Daai klink vir my te ster kom en sê is net R24. Jo. Hoe lyk jy daai? Jo. 24. As net R24. Baie man. Iemand sê dis net R24. Hè. Ja. Deeper levels. I want us to in fact not just now as ek nou die volgende vraag aanvra, praat ek nie net spesifiek in terms van die workshop nie, maar spesifiek ook van in die team en Karara itself, those light moments. What are some funny moments that you guys experience? En ek gaan nog van so van hier vanaf begin. So gaan ons of wie wil eers te gaan? Kan ek so vra? Kyk hier nee, Hilly. Ons kan 'n moment share. Ons dans mos baie saam ek en Kenika. Okay. So ons se dinge gebeur altyd lekker saam op een tyd en sing jy so. Kenika raai stuks nee, want ek voel net Die een iets wat gebeur het, ons was verlede jaar, was het verlede jaar of die vorige jaar? Nee, is verlede jaar. Yes. Verlede jaar dans ons by 'n women conference, want ons gereeld genooi word jaarliks ook. By Augustus maand gaan dans ons by 'n women conference. Nou, moet jy weet, ek kan nie lag hou vir iets wat soos die gebeur nie. Onthou, ek en sy werk die choreography uit. Ons werk die choreography vir die groep uit. En die dag is toe ons op die stage kom, toe ons moet dans, onthou, she's also the face of Kara. Jo. Nou moet jy sien wat gebeur, die hele groep draai agtertoe. Ons vat agtertoe. Meisie vat alleen vorentoe. dis nog face of Kara. En toe dink sy hy ding reggestel en nou check jy mos op die tweede rand gaan jy reg. Net om te sien hy self move, toe ons weer vorentoe Weer vat. Toe vat verkeerd. meisie weer agtertoe. So daai was vir my een van die wat ek net voel ek moet my lag nou stop because die audience verstaan nou nie die gekielie en die wat aangaan nie so daai. Ja. Okay, kan ek ook share? Ne? Yes sir. Okay, een van die funniest moments van my was, ek dink dit was by so annual year, ons 'n function gewees by Basta skool. Nou die een seun se naam is Timotheus, ek dink meeste mense ken hom in Beaufort, sy naam is Timotheus. Maar ons gedurende die dans item as nou 'n polisieman wat moes nou maar kom op die verhoog en hy moet iemand moes nou kom arresteer. Jo. En toe ek gaan moes nou agtertoe because hulle is nou al besig om te dans. Ek gaan agtertoe. Ek moet ook nog opgaan, maar nou gaan kyk ek so agter hier sien ek te slaap die polisie. Maar nou is die agter in verhoog. Die baas polisie man, hy suppose om deel te wees van die act. Die man sit te Slaap, dis wat daar gebeur. Toen moest ik die man maar gewoon wakker maken. Zei broer, kom, is amper jouw tijd. Die vaak het hom toe gearresteer. Ja, so hij was voor mij een oomlik. Iemand sê moenie vaak raak, jy moenie vaak raak. Moenie vaak. Shout out to Timothy. Timo G. And yeah, so this is basically, if I hear you guys is talking en ek hoor die geklank en ek hoor the challenges, I hear the laughters and I hear the still oncoming profound things that's supposed to happening and that's gonna happen. I am in awe for where God brought you guys from to where you are today. Van die as waar julle geoefen het. Asfale, ja, die cement. So what a journey, truly what a journey. And ek is so excited. I do want to ask this, and I want you to answer to the best of your ability. What do the next few years holds for Kara? Okay, sal ek strek. Weet jy, Helene, hy is so klomp waarvoor 'n mens bid en waarvoor ons hoop, waarvoor ons wat ons vir die Here gelê het. Die een ding verseker is vir baie lank onthou toe ek begin het met die dansskool, Kara Dance Ministry, het ek nooit die woord ministry in 'n ander lig gesien nie. Totdat ek deur die jare gegaan het en waar ek nou is, het die Here vir my heeltemal iets anders geopenbaar rondom ministry. You know, rondom ministry. En dat ek nou by die plek is wat ek saam met die ouens geshare het, saam met die board, saam met die coaches geshare het, dat die Here dit op my hart sterk lê, in die nadere toekoms baie nader
baie gou van nou af, gaan die dansskool se naam even change. Yes. En ons begin nou fokus, ek vir hulle verduidelik, ek het met hulle gesit, because as die Here vir my iets gee, dan moet ek dit onmiddellik saam met die ouens wat saam met my move, moet ek dit dan saam met hulle ook discuss, sodat hulle saam met my beselle, dat ons almal weet watter rigting ons in het. En ek sê toe vir hulle, weet julle wat ouens, meer en meer besef ek, Kara Dance Ministry, die woord ministry, gaan nou meer geactivate word in die dansskool. Wow. In kort gesê, ons fokus mos op dans, dis mos wat ons doen, maar vir die seisoen waantoe waarin die Here ons nou wil vat, of wat die Here vir my gesê het, dis waantoe julle nou moet gaan, dis waarop julle moet fokus, is om regtig waar ministry te wees, nie net in dansie. Ons moet regtig waar die hart van die Here wees op hierdie aarde. So ons is nou by die plek waar ons begin vroue events doen. Ons oog, ons beplan soos om sessies met jong seuns, met jong dogters wat deur trauma, deur dit, ons het mense wat gekwalifiseerd is in hierdie verskillende areas, en dis die next rigting waar in die Here nou currently die dansskool gaan stuur. Ja, so dans gaan literally net 40% van die dansskool gaan dit word, More because ministry. yeah, so it's gonna be more ministry. Yeah, and the kingdom of God is at hand, and the kingdom of God is rising. We are, in fact, ek is geëerd to have you guys. Julle was quiet, man. Was that? And thank you so much that you came on today here on Beyond the Surface to come and share a little bit of Karar, and also to come and tell us about this annual workshop. Julle moet verstaan dat is Candace. Het is Adoree en niemand anders as Monet McDonald. Thank you that you were tuned in here on today, here on Beyond the Surface. We are esteemed and ons is so dankbaar as die beter woord. Ons is so dankbaar that we get to have this opportunity to come and make a change and a movement in the earth. And so as Candace ook nou gesê that I believe that new things are coming. I believe that new things are on the way. Not just like, and to, like you just mentioned, changing the name. And that is for me another revelation in new things are coming. There's so much new things ahead. And by jy miskien nou is en by jouself bevind, I need you to understand that new things are coming. And so ja, baie dankie dat jy ingeskakel was hier op Beyond the Surface. Make sure to like, subscribe wherever you're watching this from. We will see you on the next episode. See ya.